Ek begin vir ons met 'n paar verse uit Psalm 16. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Dit is wat ons bely. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van sy Gees in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend kan begin deur te sê U is ons lewe. Alles wat ons het kom van U af. Ons dankie dat ons voor U kan wees vanoggend net soos wat ons is. Al die dinge wat ons oor bekommer, al die dinge wat ons oor bly is, al die dinge wat ons oor bang is, al die dinge wat in ons lewens aangaan, U weet van alles. Maar ons mag by U kom wees. By mekaar kom wees. En ons dankie daarvoor. Ons wil U loof en prys dat U ons so seën en dat ons U kinders mag wees. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam deur 'n loof met Psalm 147, 2 verse daarvan en dan bly ons staan om saam ons geloof te bely. Van hart en hy verbind al in ons smart. Sy oë speer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster. Sy krag en kennis ongemeet, oorweldig al wat ons ken en weet. Sagmoedig is verhef hy weer, maar goddeloos is werp hy neer. As ons nou saam ons geloof bely, ek weet nie of jy al raak gesien het nie, dan bely ons eintlik God drie-enig, die Vader, die Seun en die Gees. En ons bely dit saam met hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Sit gerus. Ons gaan nie nou die wet hanteer nie, ek doen dit weer na die prediking in die lig van die woord. Kom ons bid saam. Here, U weet hoe ons baie keer U leiding in ons lewens soek, U raad, U antwoorde, U wil. Dankie dat ons vanoggend ons
oor by u mond kan sit om na u eie woorde te luister uit die Bybel uit. Gee ons insig. Ons gedagtes is so besig met baie dinge. Ons dink aan soveel gewone dinge. Maar gee ons insig in ons verhouding met u. U wat werklik is, al kan ons u nie altyd sien nie. En lei ons nou, dat ons vanoggend mag weet, ons het u ontmoet en u het met ons gepraat en u lewe, dat ons opgebou word en toegerus word en voorberei word om verder in ons lewe voor u te lewe. Ek bid ons in vertroue en in afwagting op die werk van u Gees en u woord. Amen. Daar's dinge wat mens sê, wat seer kan maak, probleme kan maak, maar dan is daar ook dinge wat jy nie sê nie, wat ook seer maak en probleme kan maak. En wat in jou lewe frustrasie laat aanhou. Tinus, sit vir ons haar eerste skyfie op asseblief. Dit wat nie gesê word nie. Ons is baie gou om met mekaar te praat oor dit en dat. Hulle sê goed wat mekaar seermaak. Maar daar's dinge wat ons nie sê nie. As 'n ou familietoes het en daar's 'n bietjie bekleierery en is oor en verby, na die tyd, dit wat jy nie sê nie. Daai jammer wat jy nie sê nie. Of daai oproep wat jy nie maak nie. Dit laat die pyn en die frustrasie aanhou. Of as 'n mens met 'n vriend vasgesit het. Kan maar inskuif, Tinus, volgende skyfie. Dan gee dit probleme in jou hart. Dit gee probleme in jou kop. Dit gee probleme in hoe daai verhouding verder kan gaan. Daar's nie meer 'n oop verhouding nie. En dan sit jy maar hier by jouself met hierdie dinge en jy sê dit nie. Jy dink dit natuurlik. Ja, nee, jy lê in die bed en dink, ek moet vir hom dit sê en ek moet vir hom dit sê en ek sal vir... Maar ons kom nooit so ver om dit te sê nie. En dis waar ons volgende praat, dit wat nie gesê word nie, kan net soveel 'n probleem maak as die dinge wat ons wel sê. Dankie, Tinus. En weet jy wat, dit werk dieselfde so in jou verhouding met God. Ons gaan nie eintlik nou in detail oor met mekaar nie, maar veral met God ook. Daar's dinge wat ons vir God behoort te sê, maar wat ons nie sê nie. Nou wat jy behoort dalk te sê, maar wat jy nie sê nie, en maar wat ook maak dat daai verhouding geblok bly en moeilik bly en nie vrede in jou hart gee nie, nie vreugde nie. Ek kom maar opsit, Tinus, volgende skyfie. Jy sien, dis dalk omdat jy dink, ek kan nie met God praat net soos ek met 'n gewone mens praat nie. Ek kan nie maar net deel wat in my hart aangaan, die deksel afhaal en maar net sê wat ek dink en net sê wat ek voel sonder om bang te wees. O, Gonna, nou sê ek 'n verkeerde ding of nou bid ek 'n verkeerde ding of daai woorde kan ek nie gebruik nie. Jy sien, ons het verlede week gepraat oor hoe ons 'n oop pad het na die Here toe. Dat ons nie in 'n godsdiens vassit nie, maar ons het 'n oop snelweg en ons kan hom toe gaan. En nou, vanoggend praat ons oor, maar hoe doen ek dit? Hoe praat ek net met die Here oor die dinge wat in my hart is? Hoe praat ek met hom oor my vrou wat my verskriklik irriteer? Hoe praat ek met hom oor die werk waar dit moeilik gaan? Hoe praat ek met hom oor dinge waaroor ek bly is en dankbaar is? Gewone dinge sommer maar. Nou, ek het nie raad nie, ek dink ons moet maar net hoor wat die Here vir ons leer. Wat het in die Bybel gebeur as mense so gevoel het? Want hulle was ook maar mense soos ons gewees. Seer gehad, hulle was teleurgestel, hulle was partykeer die hoenders in, selfs vir die Here. Dis wat ons gaan sien vanoggend. En wat maak hulle dan daarmee? Mag 'n mens vir die Here sê jy's vir hom kwaad? Ons gaan na verskillende stukkies in die Bybel kyk vanoggend. En ek hoop werklik dat dit 'n deur wat dalk toe is in jou lewe bietjie oopmaak en jou aanmoedig in hoe praat jy met die Here. Ons gaan begin met Psalm 13 wat ek vir ons wil saam lees. Dit is so 'n skitterende voorbeeld van hoe 'n mens met die Here praat. Psalm 13 vers 1 sê: O my siel, loof die Here. 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 O my siel, loof
van waaroor ons praat. Psalm 13. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd. Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê my vyand uit my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan U troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Treffend, nee. Ek dink ons lees baie keer die Bybel sommer so glad, dat hy nie hard en duidelik met ons praat nie. Maar as ons hierdie so lees, en hy sê, luister tog en antwoord my, dan tref dit jou. Dis ernstig wat hier gewroeg word in hierdie psalm. So psalms is 'n goeie plek om te begin as ons wil praat oor hoe om met die Here te praat. Hierdie psalm, en eintlik 'n derde van al die psalms, 33% van al die psalms, is kernpsalms, moanpsalms, klaapsalms. Mense is vies en ontevrede en geskok oor wat in hulle lewe aangaan. Nou ons sien presies in Psalm 13, daar's eintlik 'n patroon wat nogal gebeur in hierdie psalms. Iemand gaan na die Here toe met een of ander groot seer en probleem. Hy kom na God toe en dan kla hy by God, hy pleit, hy smeek, hy beskuldig. En dan ewe skielik, soos wat ons ook hier kry, draai die toon van die psalm, die stem en die goed wat hy sê verander. Ewe skielik is hy rustig, ewe skielik is daar vrede, ewe skielik is daar kalmte. Dit sien ons. En ons wil vanoggend ontdek, hoe werk daai, dat ek na die Here toe gaan met 'n klomp beklei in my hart, maar ek kan wegstap met groot vrede in my hart, al het ek dieselfde probleme. Nou ons gaan dan nog 'n paar kyk. Ons het nou na Psalm 13 gekyk, die beskuldigings daarin. Kom ons kyk na Psalm 26. Hoor wat sê hy daar? Laat reg aan my geskied, Here, want ek is onskuldig. Ek het op die Here vertrou en nie getwyfel nie. Toets my, Here, keur my, ondersoek my deur en deur. Ek laat my deur U liefde lei en ek lewe deur U trou. Hy sê eintlik, Here, ek is onskuldig. Hierdie dinge wat hier aangaan. Ek weet daarom nie so mooi nie. Hoekom gebeur dit dan? Kom, draai elke klip om. Kyk wat gaan aan in my lewe, sê hy. Die volgende enetjie, Psalm 44, is interessant. Want hy beskuldig God eintlik verskriklik. Dit maak jou eintlik snaaks voel as jy dit so lees. Daar's baie, dis 'n lang psalm met baie wat gesê word. Ek het nou net die dele gaan uithaal daar waar daai frustrasie oorkook. Hoor nou wat sê daar vanaf vers 9. Ons het God die hele dag deur geprys en sy naam altyd deur geloof. Tog het U ons nou verstoot en ons in die skande laat kom. U trek nie meer saam met ons leers uit nie. U laat ons vlug voor ons teestanders, ons vyande plunder na hartelus. U lewer ons uit. Ons is so slagskape. U verstrooi ons onder die nasies. U gee U volk sommer so weg, vir niks. Daar steek geen voordeel vir U in nie. Al hierdie dinge het oor ons gekom, hoewel ons U nie vergeet het nie, en aan U verbond nie ontrou was nie. Ons het nie afvallig geword en van U pad afgewyk nie. Vers 24, kom ons te hulp. Waarom slaap U, Here? Word tog wakker. Moet ons nie altyd verstoot nie. Hey. Jy het dit dalk nie gebid nie, maar kan jy weet jy het dit dalk al slag of wat gevoel. Asof die Here maar bietjie sit in dit. En nie oplet wat jy mee sukkel in jou lewe nie. Dis alles eerlike pyn. Eerlike frustrasie, eerlike viesheid, eerlike seer, eerlike ongeduld. Wanneer mense eerlik na God toe gaan met hulle gewone lewens, wat regtig erg soms moeilik is.
Ek weet nie of jy so bid nie, of jy al ooit so gebid het nie. Maar dit mag gebeur. Jy mag regtig jou hart so voor die Here oopknoop. Maar dit gebeur te dikwels nie. Meestal nie. En as dit gebeur, as jy die slag by daai breekpunt kom, dan is dit ongelukkig eers nadat dinge vir jare al moeilik was en al skeef gegroei het en jy al baie ver weggedryf het. 'n Onnodige blokkade in jou verhouding met die Here het al vir jare jou hard gemaak en jou ver gemaak en eintlik dinge tussen die mense om jou ook omgekrap. Dalk het jy nog nooit so gebid nie, omdat jy nie so geleer is nie. Jy het nooit jou ouers dalk so eerlik hoor bid nie. Of dalk is jy in die kerk geleer, nee wat, jy bid net Onse Vader wat in die hemel is en vergewe asseblief al ons sondes, amen. En daar's nie gesprek, 'n eerlike oop gesprek oor jou frustrasies nie. Ek gee nie om wat jy geleer is nie. Ek gee regtig net om dat ons hoor wat die Bybel vir ons wys, hoe ons voor die Here kan lewe met ons hele lewe probleme en al. Dis wat ons hier raak sien. En wanneer dit uitkom, en dis hier mooi, wanneer daai goed oorkook en wanneer dit na die oppervlak toe uitbreek, dan gebeur wat ons hier in Psalm 13 sien gebeur. Ek haal al daai dinge uit voor die Here en stadig maar seker verander dit. Dis 'n wonderlike geleentheid as ek dan agterkom aan my Vader, hoor my. My Vader stel belang in my en hy troos my en hy antwoord my. Dis wat hy doen. Nou kom ons praat so oomblik met die kinders. Kinders, al die kindertjies wat hierso sit, daar sit een in slaap, daar sit 'n paar in speel. Kinders, hierso, kyk gou vir my. Het ek julle aandag. Al die kindertjies. Jy kan met die Here praat net soos wat jy met jou pappa en mamma praat. Het jy geweet? En ek weet partykeer kerm 'n mens by pappa en mamma en jy huil en jy is soms vies. Maar jy mag regtig net so met die Here praat en vir hom sê hoe jy voel. As jy bly is en as jy hartseer is en as jy bang is, alles. Jy mag net praat wat in jou hartjie is. Dit is belangrik om dit te weet. Maar wat sê die Nuwe Testament? Ons lees in Filippense 4. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou ja, ons praat so, niks en alles en dan sommige groot woorde om rond te gooi. Maar as die Bybel so praat, dan is dit nie maar sommer so te sê spreekwoordelik nie. Alles, maak alles. Elke vierkante millimeter van jou lewe, alles. In alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Dit beteken praat daaroor. Maak dit aan God bekend. Dit klink so mooi gestel. Praat met die Here oor dit. Sê vir hom dit. Hoe? Met smeking. Smeking. Desperaatheid. Maar ook danksegging. Dit is belangrik. Tel jou seëninge. Julle ken daai liedjie, ek weet nie of julle hom al gesing het nie. Tel jou seëninge, tel al een van julle ken hom, né? Met smeking en danksegging. Wat gebeur? Hoe werk dit? Albei saam. As ek na die Here toe kom, dan praat ek met hom oor die geweldige groot sak dinge wat ek hom smeek vir hulp en leiding en antwoorde. Maar hier ons opdrag is ook nie net dit nie, kom nie net met jou probleme nie. Sê ook dankie vir al die wonderlike seëninge in jou lewe. Onthou dit en praat met die Here daaroor. En wat gebeur as jy so bid? Wat staan daar? En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. So ek kom na die Here toe en ek sê hier's klomp goed wat baie skeefloop en ek het U nodig. Ek sien U hand nie daarin nie. Hier's klomp goed wat wonderlik loop. Ek sien U hand daarin en ek is bly daaroor. En so Here, ek weet U is met my besig in my lewe.
Ek het vrede. Ek kan nou die vrede wat alle verstand te bowe gaan, vat en nie wegstap uit hierdie gebed uit. Dalk het ek nog nie oplossings en antwoorde hierop nie, maar ek het ten minste hier in hierdie seëninge gesien, die Here het my nie vergeet nie. Hy is betrokke en besig in my lewe. En ek kan vertrou dat hy in al daai ander dinge ook weet wat aan die gang is. En ook in sy wysheid as 'n goeie pa vir my leiding en antwoorde sal gee. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan nie sê waar dit vandaan kom nie. Ek wil ons op Psalm 13 gelees. Die ou klaar, laat die byle huil vir die eerste 2/3 van die Psalm. En dan ewe skielik is daar vrede. Ewe skielik draai dit. Ek hou vas aan die Here. Onverklaarbaar vind hy dit. Maar hoekom sal God betrokke wees in daai dinge wat 'n probleem is? Jy sien ons moet daai sin heeltemal lees. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. In Christus Jesus. Ek het soveel foute in my lewe, ek het soveel skuld. Kan ek nou regtig vir die Here hierdie ding vra? Kan ek regtig hoop dat hy my hierin sal help? Kan ek regtig vrede hê dat hy sal omgee om betrokke te wees in my lewe? Ja, jy kan. Hoekom? Want alles word saamgeknoop en vasgedraai in Christus Jesus. Die genade rede hoekom God in jou situasie betrokke is. Die genade rede hoekom hy belangstel. Of jy dit nou verdien of nie. Jy dalk daai gemors veroorsaak wat jy so oorkerm voor die Here. Kan jy daaroor bid? Ja. In Christus Jesus is daar genade. En kan jy rus in sy goedheid. Hy het al die redes van jou lewe oor hoekom God nie sou belangstel nie en nie sou luister nie, het hy weggevat. Dis hoekom jy 'n Vader het om na toe te gaan, wat ons verlede week in Hebreërs 10 gesien het. Laat ons dus nou tot God nader met volle geloofsekerheid, het ons gelees. Ons harte gereinig, ons gewete gesprinkel met die bloed van Jesus Christus. Dis wat daar staan. Sien, nadat ons met God gepraat het, kan ons met 'n vrede lewe en wegstap met hoop. So, wat dan prakties? Praat met die Here oor die dinge wat jy dink jy nie met hom oor kan praat nie. En nie net sommer geloofdinge, ek kan net met die Here praat as dit geloofdinge gaan nie, sommer gesondheidsdinge of verhoudingsdinge met ander mense of lewensvrae. Praat met die Here. Sommer gewoon. Jy gaan hom nie verras nie. Jy hoef nie skaam te voel. Hy weet al klaar van al daai dinge. Maar hy's nie net 'n krag daar verre. Ag, weet party mense sal sê nee, ek hoef nie te bid nie want die Here weet tog klaar wat ek gaan sê voor die tyd. Hy's nie 'n masjien nie. Hy's 'n persoonlike God met wie ons in 'n verhouding inkom en saam kan lewe vind in ons verhouding. En hy wil dat jy na hom toe kom in afhanklikheid en saam met hom en met hom in jou deur hierdie dinge werk. Al voel dit of die plafon te naby is. Dit is 'n ding wat ek baie hoor. Dominee, ek bid maar dit slaat so teen die plafon vas. Dit rol net hier onder die bed in. Ek weet nie of dit elders uitkom nie. Dit maak nie saak hoe dit vir jou voel nie, my liewe vriend. Die Here is daar. En of jy hom nou kan voel of kan sien, hy hoor en hy luister. Kom ons dink bietjie prakties oor gebed in die Bybel. Goed, ons sê ons gaan praat met die Here. Maar as jy soos ek is, wat glad nie vir my werk nie, is om saggies met die Here in my kop te praat. Want as ek jy sien, dan dink ek oor die kat wat moet kos kry, en ek dink oor die rekeninge, en ek dink oor die kar wat ek nog moet invat vir sy diens. Ek weet nie of gebeur het met party van julle nie. Jy kan so maak as dit mee gebeur. Nee, jy bid saggies in jou kop, dit begin mooi, en as jy dan spring al hierdie ander goed net in. En jou gedagtes is totaal en al op 'n ander plek. Weet jy wat help vir dit? Bid hardop. Sodat jy jouself kan hoor as jy begin nonsens dink en nonsens praat. Bid hardop. En dan dwing dit jou om deur die gedagte te bid en logies te bid en reguit te bid en jou sinne klaar te maak. Dit help baie. Dis baie prakties. Nou, ek dink dan nie jy moet noodwendig
in die spar hardop begin bid nie. Mense gaan dink jy is dalk bietjie koekoes. Maar daar waar jy kan, daar waar dit rustig is, sit en bid hardop. Dit help jou om jou gedagtes bymekaar te hou. Ons dink aan Hanna, wat gebid het by die tempel. Die priester kon net haar mond sien beweeg, hy kon haar dalk nie hoor nie, hy is iets van 'n brabbel, maar sy het woorde gevorm en gefokus gebid. Dan, as dit nie vir jou werk nie, en jy het die tyd en jy het die lus, skryf jou gebede neer. Kyk na hierdie psalm. Ek meen, dis 'n gebed wat neergeskryf is. Baie psalms, meeste psalms, is gebede wat net eenvoudig neergeskryf is. En dit sal jou ook help om 'n ding mooi deur te dink en uit jou hart uit te kry en neer te sit. Of, jy weet, daar's 'n tipe gebed, ek sal nog 'n slag daaroor preek, wat nie eers woorde het nie. Romeine 8 praat daarvan in vers moet die 24, 25 rond wees, wat sê, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Daar kom partykeer 'n tyd waar jy nie eers weet wat om te bid, of hoe om te bid nie. Waar jy net by die Here sit en sug en huil. En Romeine 8 sê, is goed, die Heilige Gees bid dan saam met jou. Al het jy nie eers woorde nie. Dan Handelinge, al die voorbeelde, bid saam met ander gelowiges. Keer op keer dan lees ons, en die disippels was daar in 'n bovertrek besig om saam te bid, toe dit en dat gebeur. Hulle het by mekaar gekom en gebid, en mekaar so gefokus gehou. Jesus saam met sy eie disippels het hulle self afgesonder en gaan bid. Prakties is daar baie werk in gebed, maar dis baie werd. Dalk het jy ander idees wat jy al oor jare gevind het vir jou goed werk. Deel dit met ander mense. Help hulle. Ons kan dit doen. Dis al hoe ons sien hoe die digters weer tot vrede en rustigheid kom soos in ons psalm. Ewe skielik as hy by die Here was en hy het sy sak uitgepak, dan weet hy maar hy was nou voor die lewende God. In vers 6 eindig hy skielik af. Ek hou vas aan u troue liefde. Ek hou vas aan die feit dat ek weet u is getrou en u sal altyd en ewig lief vir my bly. Ek het nie ander dinge om nou aan vas te hou nie. My probleem is nog steeds net so groot, maar ek hou vas aan u troue liefde, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Oor die uitkoms wat u my gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Die dinge wat jy nie weet, of jy dit met God kan bespreek nie, hoef nie 'n dag langer, 'n oomblik langer, 'n blokkasie in jou verhouding met hom te wees nie. Moenie wonder hoe dit gaan klink nie. Moenie wonder of gaan dit nou reg uitkom nie. Haal maar net daai deksel af en praat. Ons goeie Vader het juis Jesus vir sy werk gestuur, sodat ons by hom kan instap en kan deel en sy verhouding geniet as sy kinders, en dat ons kan uitstap met vrede nadat ons gebid het, want ons weet ons Vader is getrou en hy hoor ons harte, en in sy wysheid sal hy ons antwoord. Bid gerus. Amen. Kom ons doen dit nou en ons bid. Vader, as ons so na u woord luister, dan is die eerste ding wat ook in my hart opkom, dat ons moet jammer sê. Ons kerm oor baie dinge, ons kla, ons beklei met mense, ons maak planne, maar ons kom praat nie met u nie. Ons is jammer daarvoor. Dat ons die oop pad wat ons het nie gebruik nie. Here, u weet daar's dinge in ons lewens wat ons nie weet eers of ons dit met u kan bespreek of mag of behoort te praat nie, maar dankie dat u ons nooi deur u woord om alles voor u te bring. Al ons smekinge, maar ook al ons seëninge waarvoor ons u wil dank.
U ken ons elkeen se harte. U weet wat op die lys van smekinge is en op die lys van danksegging. En ons bring dit nou voor U. En ons weet U is in die troue vaderlike liefde met ons besig. Hoe verhoor ons gebede, Here? Of ons dit nou saggies bid, of hardop bid, of neerskryf, of lees. Dankie dat ons weet U is 'n goeie Vader. Lei ons om self op die pad vorentoe met enigiets wat opduik, altyd eerste na U te kom. Dat ons openlik ons frustrasies mag deel en ons pyn en ons viesheid, selfs al is dit soms verkeerd, Here, dat ons so veilig by U mag wees, dat ons alles maar net reguit kan deel. Dankie dat U oor ons harte en gedagtes die wag hou, dat deur die bloed van die Seun ons veilig enige iets met U mag deel, en ons vrede mag hê, dat U ons hand styf vashou en ons lei. Al hierdie dinge bid ons, met smeking, maar ook danksegging. Ons is dankbaar vir seëninge. Ons is dankbaar vir vanoggend se saamwees, vir U woord, wat so duidelik is, dat U deur die Gees in ons werk. Ons is dankbaar vir dit alles. Dit bid ons in Jesus se naam. Tot sy eer, tot verwondering en roem van Hom, soos wat ons beleef, dat U vrede in ons harte gee. Amen. Ons gaan nou na die wet van die Here luister. En ons luister daarna uit Filippense 4. Nou hier is belangrik, jy sien ons is so selektief wanneer ons dink die Here sê ons moet iets doen, of wanneer ons nou dink dis net raad. Ons is vertroud met die 10 gebooie. Jy moet, jy mag nie, jy mag, jy moet nie. Maar daar is soveel ander plekke wat ons net heeltemal dink, ag, dis dalk goeie raad, ons hoef dit nie regtig te doen nie. Maar as ons Filippense 4 lees, dan is dit nie raad nie, dis nie advies nie, dis 'n opdrag van die Here aan sy kinders. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis die opdrag. Maak in alles julle begeertes bekend. Kom ons antwoord met Psalm 42. Ons sing daar 3 verse. Dis juist 'n lied wat gaan oor hoe bitter nodig ek die Here het, hoe afhanklik ek van Hom is. En ons sing dit terwyl ons so bly sit, ook as 'n teken vir ons verootmoediging en ons nederigheid voor die Here. Ons gaan nou nie kniel nie, maar ek dink sit is die naaste wat ons hier daaraan kan kom, om nederig voor die Here te wees en dit ook so te bid terwyl ons dit sing. Daarna is daar geleentheid vir die liefdegawe wat ek nie weer gaan aankondig nie. Kom ons bid, sing dit nou saam. Soos 'n dier na water spaar.
Die laaste lied wat ons saam sing is 'n beruiming uit Efesiërs uit, dink ek. Tine, sit hom gou vir ons op asseblief. Dis 'n gebed wat Paulus bid vir die gelowiges en vir die kerk. En ons sluit dan ook af weer met 'n gebed terwyl ons gepraat het oor bid. Kom ons staan en bid dit saam. Ek buig voor God die Vader biddend neer, voor hom deur wie gelowiges mag lewe, die reeds verhogen hemele verewe, en die wat nog in aardse tyd verkeer. Mag God nou deur sy Gees in julle werk, julle uit sy ryke eerlikheid bekragtig, sodat in julle woon die Christus magtig, en julle in liefde vast en stewig sterk. Aan hom wat kragtiger in ons kan werk, as wat ons bid of aan hom die Here, bring ons in Christus ewig, ewig Here. Amen. Aan hom die Here in die kerk. Die Here stuur jou nou met sy seun om biddend voor hom te lewe. Efesiërs 6 sê bid gedurig. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus, ons Here, en die kragtige werk en leiding van die Gees is en bly by elkeen, ook in jou gebede. Amen.